Welkom by my diepste smeekgebede, sessie nommer 7. Waak oor my tong. Spreuke 18 vers 21 sê dit so. Dood en lewe is in die mag van die tong. En so Here, voordat ek nog enigiets anders vir hierdie vroue sê, wil ek net vir 'n oomblik in u teenwoordigheid met u praat. Ek besef dat dood en lewe in die mag van die tong is. Ek bid vir woorde wat u sal eer, en wat die vroue wat hierdie opname gaan luister, sal opbou. Ek bid dat die woorde van my mond nou, en selfs meer belangrik, dit wat net u sien en ken, die oordenking van my hart, alles onvaarbaar mag wees in u oë. Ja, Here, my sterkte en ons groot verlosser. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Dood en lewe is in die mag van die tong. Woorde het krag. Ons woorde is kragtig en hulle het gevolge. Hulle het die krag om te sny, om seer te maak, om te verpletter en selfs om dood te maak en te vernietig. Hulle kan 'n verhouding doodmaak. Hulle kan 'n vriend se gees doodmaak. Hulle kan iemand se reputasie of toekoms vernietig. Woorde kan 'n gemeenskap, 'n kerk, 'n werkplek, 'n gesin, 'n huwelik vernietig. Elkeen van ons het sekerlik op 'n tyd die verwoestende effek van skadelike woorde ervaar. Dit mag wees dat party van julle woorde onthou wat aan julle gesê is toe julle kinders was. 4, 5, 6 jaar oud. En daardie woorde speel steeds in jou kop af. Daardie plaat bly in jou kop draai en dit hou al vir dekades aan. En jy kan dit net nie afskud nie. Jy kan nie daarvan vrykom nie. Dis die krag van woorde. Dood is in die mag van die tong. Ek wil gou sê, dat ons nie net slagoffers van ander mense se woorde is nie. Wie van ons het nog nooit woorde gespreek, wat 'n vriend, 'n kind, of 'n lewensmaat seer gemaak het nie? Laat ek ook sê, dat woorde nie net krag het om dood te maak nie, maar dat dood en lewe in die mag van die tong is. Woorde het die krag om lewe te gee, om te genees, om te voed, om te herstel, om te seën, om te versterk, om aan te moedig. En natuurlik is dit wat ons wil hê waar moet wees van ons tonge. Ek wil jou aanmoedig, terwyl jy met hierdie gebedsversoek besig is, werk deur die boek van Spreuke. Daar is ander skrifgedeeltes waar jy dit kan doen, maar Spreuke lê groot klem op praktiese Christelike lewe. En die tong is een van die onderwerpe wat in Spreuke beklemtoon word. Maak sommer 'n lys van die verskillende soorte woorde waarvan daar in Spreuke gepraat word en die uitwerking wat daardie woorde op ander kan hê. Ons kry woorde wat seën en lewe gee en ons kry woorde wat doodmaak en vernietig. Jy sien, ons woorde is 'n hartsaak. Dis omdat ons spraak soos 'n barometer is. Dit wys wat in ons harte aangaan, ons ware geestelike toestand. Want soos Jesus gesê het, uit die oorvloed van die hart praat die mond. So wanneer ek iets sê en dan uitroep, oeps, ek het dit nie bedoel nie. Die realiteit is, op een of ander manier het ek dit bedoel. Ek mag jammer wees dat ek dit gesê het. Jammer dat dit uitgekom het. Maar eintlik sê ek, dit was in my hart, en ek is net jammer jy het gehoor wat in my hart is. Ons hou nie daarvan om te sien wat regtig in ons harte is nie. En dit kom by die mond uit. Jy sien hierdie verband tussen 'n goddelose hart en goddelose woorde baie keer in die skrif. Kom ons kyk na 'n paar verse. Psalm 36 vers 2 tot 4 sê, die oortreding spreek tot die goddelose diep in sy hart. Daar is geen ontzag vir God voor sy oë nie. Die woorde van sy mond is onheil en bedrog. Hy het 'n goddelose hart en wat daaruit kom, is goddelose woorde. Psalm 64 vers 2 tot 4 sê, beskud my teen die geheime planne van die goddelose, teen die rumoer van die kwaaddoeners, wat hulle tonge slyp soos swaarde, wat bitter woorde mik soos pyle, om uit 'n skuilplek te skiet op die onskuldige. Die goddelose hart gebruik die tong soos 'n swaard, soos pyle om te skiet na die wat hulle wil seermaak. Psalm 109 vers 2 tot 4. Want goddelose en bedrieglike monde is teen my oop. Hulle praat teen my met 'n leuen tong, met woorde van haat omring hulle my, en hulle val my aan sonder rede. As vergelding vir my liefde beskuldig hulle my.
Hier sê die psalmis, ek was die slagoffer van bose woorde, leenagtige woorde, haatlike woorde, aanvallende woorde, beskuldigende woorde. Let op hoe die psalmis reageer. As vergelding vir my liefde, beskuldig hulle my, maar ek gee my oor aan gebed. Jy sien, Godvreesende woorde kan goddelose woorde oorwin. Dit gebeur nie altyd dadelik of in hierdie lewe nie, maar woorde het die krag om dood te maak en om lewe te gee. 'n Goddelose hart gaan beskuldigings, leuns, haat, vloeke, gemor, gekla, skinder en ontmoedigende woorde en ander soort woorde voortbring. Spreuke praat byvoorbeeld oor die probleem van te veel woorde. Wat sê Spreuke 10 vers 19? By baie woorde ontbreek die oortredinge nie. Praat jy te veel? Jy gaan sondig. Dis een van die redes waarom ek staat maak op 'n hele span mense wat vir my bid op dae soos hierdie. Ek praat baie woorde. Ons gebruik elke dag baie woorde, maar ek praat veral baie vandag en ek weet dat by baie woorde die sonde nie ontbreek nie. Hoe meer ek praat, hoe groter is die kans dat ek met my tong sal sondig. Daarom is een van my gebede, soos ek in 'n dag soos hierdie ingaan, Here, laat die woorde van my mond aanvaarbaar wees in U oë. Laat hulle waar wees. Laat hulle vriendelik, sagmoedig, herstellend, genesend en lewegewend wees. Dis so maklik om woorde te sê wat sny en seer maak, selfs sonder dat jy dit bedoel of dit besef. En daarom het ons die vervulling van Jesus se gees in ons lewens nodig. Te veel woorde. Spreuke sê in hoofstuk 17 vers 27, hy wat kennis het, spaar sy woorde. Spreuke 29 vers 20, het jy 'n man gesien wat haastig is met sy woorde? Vir 'n dwaas is daar meer hoop as vir hom. Jakobus 1:19, laat elke mens vinnig wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Dan is daar ook leenagtige woorde en baie maniere waarop ons kan lieg, deur oordrywing, deur vleiery, deur laster, deur skinder, deur mense te mislei, deur skynheiligheid, slinksheid, beloftes te breek. Dit is woorde wat dood en skade bring. Onrein woorde, Efesiërs 5 vers 4 praat hiervan. Daar mag geen vuil of onsinnige of lospratige woorde by julle wees nie. Dit pas nie by julle nie. Sulke woorde hoort nie uit die mond van God se kinders te kom nie. Geen vuilpraatjies, geen onsin, geen onwelvoeglike grappies nie. Dit breek my hart. Dit maak my bedroef om te sien hoe maklik vroue vandag net grof, onwelvoeglike en vuil praatjies of dwaase geselsies aanknoop. Dit is hoekom jy nie jou gedagtes en jou hart moet vul met die manier waarop mense op televisie of in rolprente praat nie. Daar's so 'n blaatantheid om sommer net alles wat jy dink uit te blaker sonder enige filter. Dis waar ons teen God en teen ander mense sondig met onrein woorde, harde, snydende, bytende woorde. Spreuke 12 vers 18 gee so 'n sterk beeld. Daar is een wie se gepraat is soos dolsteke, maar die tong van die wyse bring genesing. Jy het daardie swaard al in jou eie hart gevoel, toe 'n maat of 'n ouer kind, 'n baas, 'n kollega, of iemand in die kerk iets vir jou gesê het, of oor jou gesê het, en dit het by jou uitgekom. Dit het so seer gemaak. Dit het my gewond. 'n Vrou het vir ons geskryf en dit geïllustreer. En nu dikwels is dit 'n generasie ding. Sy het gesê, my ma het my konstant verbaal mishandel toe ek groot geword het. Sy het my name genoem. Sy het my van dinge beskuldig wat ek nooit bedoel het om te doen nie. Totdat sy dit voorgestel het. Tot vandag toe. Ek word binnekort 74. Agtervolg sy my steeds uit die graf uit. Sy het 'n baie kritiese gees gehad. Na haar dood het ek besef dat haar ma haar op dieselfde manier behandel het. Sy het ons gesin se lewe bitter gemaak. Woorde was deur die jare my vernietiging.
Ek sukkel om nie so sy te wees nie, maar ek vang myself dat ek neerhalende opmerkings maak oor mense wat oorgewig is, vuil mense, mense met te veel gremering en so aan. Ek is so jammer dat dit my so lank geneem het om te besef hoeveel ek soos my ma was. Harde woorde, grove woorde, snydende woorde, bytende woorde, te veel woorde, leenagtige woorde, onrein woorde. Dit kom uit goddelose harte. Hulle wys bloot wat in ons harte leef, van dit wat binne is, kom na buite. As jy 'n suurlemoen uitdruk, wat gaan daar uitkom? Suurlemoensap. Wat uitkom, verklap presies wat binne-in is. Net so, wanneer sekere woorde by ons uitkom, wys dit wat in ons harte leef, selfs dinge wat ons nie altyd wil erken nie. Maar wat gebeur wanneer ons 'n rein hart het? Dan sal ons woorde dankie sê, bemoedig, seën en versterk. Dit sal woorde wees wat op die regte tyd gesê word, soos Spreuke 25 vers 11 sê. Goue appels op versierde silverborde, so is 'n woord op sy tyd gespreek. Jou man mag dalk moet hoor wat op jou hart is, maar hy hoef dit nie te hoor die oomblik wanneer hy by die deur instap na 'n lang moeilike dag en jy blaker dit alles uit nie. Ek dink altyd ek sal beter voel as ek dit net sê. Maar dan sê ek dit en dan voel ek eintlik baie slegter, nê? Woorde wat op die regte tyd gesê word is so belangrik. Spreuke praat ook van 'n sagte tong en sê dit kan selfs 'n been breek. Jy wil nie op 'n slegte manier mense se bene breek met jou woorde nie, maar 'n sagte woord kan harde plekke in verhoudings afbreek. Ons dink ons moet druk, dwing, harder wees, sterker wees, maar Spreuke sê 'n sagte antwoord keer woede af. Psalm 71 sê, 'n rein hart gebruik ook woorde om oor die Here te praat. Vers 8, my mond is vol van u lof en van die majesteit die hele dag lank. Vers 15, my mond sal vertel van die geregtigheid, u verlossingsdade die hele dag lank. Vers 24, my tong sal die hele dag praat van u geregtige hulp. Hoeveel van ons daaglikse gesprekke gaan oor Jesus? Of hoe min van ons gesprekke gaan regtig oor hom? Wat van by die kerk? Nou ja, ek weet tydens die preek word daar baie oor Jesus gepraat, maar wat van in die gange, voor en na die diens? Waaroor praat ons dan? Beteken dit ons mag nie oor die wedstryd van gisteraand of oor die weer of oor ons kinders se skool praat nie? Nee, dis heeltemal goed. Maar hoekom praat ons dan so min oor Jesus? As hy die een is wat ons visie en ons harte vul, sou 'n mens dink dit sou van self uit ons gesprekke vloei. 'n Rein hart sal sy tong gebruik om dankie te sê. Psalm 109 vers 30 sê, ek wil die Here grootliks met my mond loof en hom prys in die midde van baie. Ons gebruik ons tong om die evangelie te deel. Psalm 40 vers 10, ek het u verlossing nie in my hart weggebere nie. Ek het gepraat van u trou en u redding. Wat van woorde wat bevestig of bemoedig en ander opbou? Dit is so 'n kragtige manier om ons tong te gebruik. Efesiërs 4 vers 29, en dit is eintlik 'n vers wat ons elke 3 uur moet lees. Laat daar geen vuil woord uit julle mond kom nie, maar net die wat goed is en ander opbou waar dit nodig is, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Wat doen genade? Dit bemagtig, dit versterk. Ons woorde behoort goeie woorde te wees. Woorde wat by die geleentheid pas. Woorde wat reg is vir die oomblik. Woorde wat ander bou. Woorde wat genade bring vir die wat dit hoor. So, bou jou woorde by die huis, in jou huwelik, in jou werkplek, of breek hulle af? Gee hulle genade, of ontneem hulle dit? En as jy verder lees in Efesiërs 4, sien jy weer dat hierdie goeie woorde die uitdrukking is van 'n goeie hart, 'n vergeefte hart, 'n liefdevolle hart. Spreuke praat ook hieroor, Spreuke 12:25. Kommer in die hart van 'n mens druk hom neer,
maar 'n goeie woord maak hom bly. Dit is in sommige gevalle die beste antidepressant wat daar is, net 'n bemoedigende woord. Sommige van julle mans het bemoediging nodig. Elke man het bemoedigende woorde nodig. Vir sommige van julle mans is dit lanklaas dat hulle sulke woorde uit julle monde gehoor het. Hulle gaan werk toe en daar word hulle afgeransel. In hierdie kompeterende wêreld word hulle stikkend geslaan. Wat gebeur wanneer hulle by die huis kom? Word hulle daar ook afgebreek? Of word hulle opgebou? Spreuke 31 vers 26 sê van die deegsame vrou, die edele vrou, sy open haar mond met wysheid en die onderrig van goedertierenheid is op haar tong. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil 'n vrou wees wie se woorde altyd wys en vriendelik is. Ek is nog lank nie daar nie. Ek is eintlik nog baie ver daarvandaan, maar dis waarna ek streef. Wanneer ek my mond oopmaak teenoor die mense wat my die beste ken, die mense binne die 4 mure van my huis. Wanneer ek reis, wanneer ek vreemdelinge ontmoet, gewoonlik lê die probleem nie by die vreemdelinge nie, ook nie by die gaste in ons huis nie. Dis by die mense wat saam met ons in ons huise woon, nee. Maak ons monde oop met wysheid. So wysheid het baie te doen met tydsberekening. En maak ons monde oop met vriendelikheid. Spreuke 16 vers 24 sê, vriendelike woorde is 'n heuningkoek, soet vir die siel en genesing vir die gebeente. Wat is van daardie woorde? Woorde soos, ek waardeer jou so baie. Ek bid vir jou. Is daar iets wat ek vir jou kan doen? Asseblief. Dankie. Vergewe my asseblief, ek was verkeerd. Ek vergewe jou, is nog 'n soet en vriendelike woord. Ek is so bly, God het jou vir my gegee. Ek het jou lief. Hoe dikwels kom sulke woorde uit jou mond, teenoor jou naaste geliefdes? Ek hou van daardie vers in Hooglied, waar die bruidegom vir sy bruid sê, in Hooglied 4:11, jou lippe drup van heuning, my bruid, heuning en melk is onder jou tong. Dink daaroor na. Wat doen heuning? Dit versterk wat swak is, en melk versterk swak bene. Vriendelike, soet woorde het die krag om jou man, jou kinders, jou ouers te versterk. Heuning en melk is onder jou tong. En terloops, dit sê nie, haar woorde is soos 'n babbelende stroompie nie. Heuning drup stadig, nê? En dis wanneer my woorde soos 'n babbelende stroompie word, dat ek dinge sê wat ek gaan berou, wat skade en pyn bring. Heuning en melk, woorde wat sorgvuldig gemeet is, sorgvuldig deurgedink, in liefde gespreek. Nêrens is hierdie saak van vriendelike woorde belangriker as in die huis nie, en nêrens belangriker as in die huwelik nie. 'n Vrou het aan ons geskryf en gesê, ons huwelik val uit mekaar. My man het 'n paar maande gelede uitgetrek. Ek bid is nie te laat om hom te bemoedig met woorde van waardering nie. Dames, spreek die woorde voor dit te laat is, terwyl jou man nog daar is. Dit is hoekom ons oor die jare die 30 dae manbemoedigingsuitdaging aan vroue gegee het. Baie van julle het dit al gedoen. Miskien is dit tyd om dit weer te doen. As jy nie daarvan weet nie, ga na reviveforhearts.com en soek die 30-day Husband Encouragement Challenge. Niks waarmee ons vroue al uitgedaag het 'n groter reaksie ontlok as hierdie uitdaging nie. Laat ek 'n paar terugvoerbriewe met jou deel. Hier is een van 'n man, en dis 'n hartseer een. Hy skryf, ek wens iemand sou my vrou aanmoedig om die 30 dae uitdaging te doen. Ons is al 30 jaar getroud. Ons stry baie. En wanneer ek probeer praat en redelik wees, raak sy net kwaad en begin skree. Nou ek weet, dit vat 2 om te tango, maar ek wil jou net vertel, vanuit 'n man se perspektief, wat ek voel. Sy spandeer ure elke dag op die foon, besig om te skinder en vir haar vriendinne en familie te vertel, wat 'n slegte man ek is. Bid asseblief dat sy sal ophou om so sleg van my te praat teenoor ander, en dat sy eerder God se raad sal soek vir ons verbrokkelende huwelik. Ek het my vrou lief,
en ek het gehoop ons huwelik sou 'n leeftyd hou, maar sy is besig om my liefde vir haar stadig dood te maak. En bid asseblief vir my, dat ek die man sal wees, wat God wil hê ek moet wees. Hier is nog een vrou het hom geskryf. Ons is 2 jaar getroud, en ons huwelik was rof. Daar was geskree, naam genoem, en konstante bakleierery oor simpel klein goedjies. Ek weet hoe belangrik dit is, dat 'n man bemoedig moet word, en as sy vrou wil ek dit doen, ek wil hom bemoedig, wil hom laat voel dat hy iemand in sy hoek het. Ek is nou op dag 2 van die uitdaging, en my gesindheid teenoor hom is al klaar besig om te verander. So dink net hoe gaan dit wees na 30 dae. Ek skryf eenvoudig die dag se vers en 'n kort boodskap op 'n indekskaart en steek dit in sy kosblik. Ek skryf ook bemoedigende dinge op die verpakking van sy kos. Vanoggend, op dag 2, het hy my 'n boodskap gestuur om te sê, hy waardeer dit, en dit het sy hart gebreek. In net 2 dae sien ek hoe ons die verhouding begin heraansteek wat ons gehad het, voordat ons al die gemors tussen ons toegelaat het. Nog 'n vrou skryf, ek het al baie skade aangerig met my vinnige, gesproke onbedagte woorde. Hoe keer ek dat ek nie sommer kwaad woorde net uitblaker nie? Hoe herstel ek verhoudings wat ek al beskadig het? Laat ek net 2 dinge voorstel. Neem die besluit om God met jou woorde te eer. Die psalmis sê in Psalm 17 vers 3, ek het besluit dat my mond nie sal sondig nie. Ek het besluit dat my mond nie sal sondig nie. Vul jou hart met sy woord. In plaas daarvan dat jou woorde uit 'n verkeerde hart kom, vul jou hart met sy heilige woord. Vers 4 sê, deur die woorde van u lippe het ek die paaie van die geweldenaars vermy. Sy woord in jou, wat uit jou kom, sal genade gee aan die wat dit hoor. Vra dan vir hom om hulp. Vra vir die Here, help my. Wie sy mond en tong bewaar, hou sy siel van rampspoed weg. Ons het hierdie gebed in Psalm 141, vers 3. Stel 'n wag, Here, oor my mond. Hou die deur van my lippe in die oog. En Here, dit is my gebed. En ek glo dit is die gebed van my susters wat hierna luister. Dat U ons tonge sal bewaak. Mag ons slegs woorde praat wat waar is, woorde wat help en genees, woorde wat wys en vriendelik is, woorde wat Christus eer en ander opbou. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.